Halleluja. Man, weet julle, dit is so lekker om deel van 'n familie te wees. En net om te hoor as hulle, en dan stuur sy vir my, dan sê sy vir my, pastoor, bid asseblief. Pastoor, dis mos lekker man, julle moet vrymoedigheid hê om vir my en Don en vir pastoor Edmund en ons suster Lenouska te laat weet as julle ons nodig het. Dat ons saam met julle net kan bid ten minste, nee, is dit reg so? Dis mos die beste ding wat ons kan doen vir u, is om saam met u te bid. Prys sy naam, is u opgewonde? Ag man, weet jy, die Here is so groot, ek kan nie anders as om opgewonde te wees nie. Die Here, wanneer hy goed vir jou oopmaak, dan raak jy so opgewonde oor hierdie God, en jy wil so graag hê, dat die gemeente dit ook sal beleef en ervaar, en ek vra dat die Here, weet jy, partykeer dan voel dit vir my of almal nie gereed is vir die woord wat ek bring nie, want, ja, dis nie meer pappies nie. Dis stuike hierdie, en hulle is nogal 'n sterk stuike, nee. Jy het 'n skerp mes nodig om hom lekker deur te sny, nee. En dan het jy lekker tande nodig om lekker te kou. Is dit reg so? Kyk, ek wil partykeer sê, ek weet nie of hierdie fillets is nie, want jy moet hom so 'n bietjie kou. Jy kan hom nie net insluk nie. Ja. So as ek miskien 'n bietjie bo dit wat u ervaar in u lewe gaan, ek moet ook vir hulle wat groei in die Here verder kan vat. So ek wil vra dat u sal bykom, dat u sal nie bykom nie, dat u sal byhou. Mens moet partykeer so moeilik wat die ou tong net kan jou partykeer, julle moet bietjie bykom. Julle moet so 'n bietjie byhou, dat ons kan aangaan en dat die Here ons kan vat na hoë plekke toe met hom. Is dit reg so? OK. En ek is lief vir u, en as ek partykeer so 'n bietjie kwaai is dit met die liefde van die Here wat ek kwaai is. Dit is, ek het nou so 1 of 2 van my boodskappe geluister, en dink ek kan nog 'n bietjie kwaai raak. Maar dis regtig met liefde wat ons dit doen, en ons wil so graag hê dat u sal groei in die Here. Nou, ek praat met u vanmôre verder oor eternity invades time. Nou, ewigheid sluk tyd in. En ek het vir u almal gevra laasweek, kom u agter hoe vinnig tyd begin verbygaan. Dit gaan al hoe erger word. Kyk, dit word vir ons wat ouer word, jy sal almal wat ouer word, sal vir my sê, "Jesus pastoor, die tyd, dit voel nou of 'n jaar verbygaan of vir 3 maande is, dan is dit alweer die nuwe jaar." So, wanneer mens ouer word, dan begin hierdie, ek dink die Here maak dit so, want onthou, jy gaan eternity binne gaan. So, hy moet jou begin gewoond maak dat eternity sluk tyd in. Want jy gaan een van die dae na hom toe gaan. Party wat nie wil, party wil nie gaan nie. As jy reg is, wil jy gaan. So ek wil hê dat, maar wat ek vir die jong mense verlede week gesê het, julle gaan baie minder tyd hê om jong te wees as wat toe ek jong was. Dis regtig so, weet jy, ek ervaar hierdie groote inwerking van God binne op die aarde, wat die tyd net maak asof hy net so rol. En ek dink, dit verstaan nie almal. U kom dit almal agter, nê. So, nou, wanneer die grootheid van God inwerk op die kleinheid van ons, nê, dan is dit mos belangrik dat jy meer sal bedink die grootheid van God as die kleinheid van ons. Is u by my? So, ek het gesê, Here, ek wil u meer begin bedink as myself en my eie omstandighede en my eie tyd en my eie werkies en my eie dingetjies, maar ek wil ook meer van u bedink as die duiwel. En daar's 'n woord, en ek en nou Ines sit hier by ons, en ek en hy het al lekker gesels, en partykeer dan, hy is mos 'n ou, kyk, hy sê vir jou reguit as hy met jou verskil, en ek het soveel respek vir hom, maar ek het vir hom gesê, ek wil nie so aan die duiwel dink en oor sy werke redeneer nie, dat ek vergeet om God in my lewe te hê nie. Want daar's 'n woord, en dit is in Jakobus, en ek wil hê julle moet dit gou saam, Jakobus 4 vers 7, wat verskriklik belangrik is, want ons sê altyd die onderste deel. Ons is lief om goed te quote wat ons wil quote. Dan het jy al gehoor u quote, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Ja, maar sien jy die eerste deel?
Wat sê die eerste deel? Onderwerp julle dan aan God. En dan weerstaan die duiwel en hy sal van jou. Uit watter autoriteit weerstaan jy die duiwel? Uit die autoriteit van onderwerping aan God. Is jy by my? Halleluja, sê net amen. En hy sal van julle wegvlug, prys sy wonderbare naam. Ek wil net gou weer die definisie van osmosis, wil ek vir julle sê, en ek het vir julle gesê, ek praat nie nou oor Moses nie, dis osmosis. Ok, osmosis beteken die volgende. Hy sê, the substance of a greater concentration will always observe. Hy sluk dit in. Hy vat dit, het jy al so 'n lekker spons gevat en dit in 'n bietjie water gedruk. Het jy dit al gesien? Dan trek hy dit, dan is daar niks meer water oor nie. Is dit observe? Ja, don't kyk my nou of ek nou dalk verkeerd is, maar alright, absorb. Ag, dankie my liefste vrou. Ag, jou dierbare dingetjie. Ekskuus man, ek is so jammer, ek is nie Engels nie. Absorb. Ek sien nie die vrou kyk my, wat praat jy nou? Gelukkig as jy klop erger boere as ek, hulle het nie eens geweet ek maak 'n fout nie. Substance of a greater concentration will always observe. Absorb. Hoor jy julle met hier goed uitvee, jong? Absorb. The substance with a lesser concentration. Julle verstaan wat ek sê, nee? Alright, okay. Al is daai woord nie so lekker, julle verstaan wat ek sê. Daai spons suig dit so lekker op. So dis wat gebeur met eternity. Hy vat die wêreld en sy tyd en hy sluk dit in. En dit gaan u begin ervaar hoe nader en u aan die Here gaan begin kom. Gaan jy ervaar hoe die Here net goed doen vir jou, nee, wat net vir jou wow is. Jy kan nie glo dat dit in so kort tydjie het dit net gebeur nie, prys sy naam. Hy sê ek gee dit aan die beminde in die slaap. Wat ek jare gesukkel het, Willie, in 'n oomblik staan ek op en sê ek het dit. As u dalk iets kry, nee, vanoggend, skree tog net, ek het dit. Die hemel het soveel meer concentration as die aarde, en sal so. Alright. Wil jy hê die hemele met hierdie kragdadige God moet inwerk op jou klein plekkie? Oh, Here, werk op my huis in, werk op my omstandighede, sluk die dinge wat nie moet inwees nie. Halleluja. God moet inwerk op jou plekkie op die aarde. En jou situasie moet aanpas by sy dinge. Weet jy, dis genoeg dat ons vir God voorskryf om by ons dinge in te pas. Hy's God almagtig, jy pas in by sy dinge. Halleluja. Vandat ek hierdie woord begin kry, is die Here vir my net nog baie groter as wat hy kan nie groter wees nie, maar vir my. Halleluja, halleluja. Jy moet so opreg na God nader. En ek wil hê jy moet dit vir die Here vra vanmôre. Kan ons dit almal vra? Weet jy, daar's niks so sleg so skynheiligheid nie. En die groot ding is met die Here, hy weet wanneer jy opreg is of nie opreg is nie. So ek wil hê jy moet die hande saam met my opsteek en sê, Here, maak my opreg. Maak my,
Weet jy, dit sal die wonderlikste kerk wees, wanneer hier opregte kinders van die Here begin inkom hier, en die mense wat nog nie opreg is, die kom in, en hulle sien, maar hierdie is opregte mense, en God roer hulle gees, omdat hulle opreg is, prys sy naam. Die woord van die Here sê, wanneer jy opreg voor die Here nader, en jy nader my, en ek sal tot jou nader, dan sal die Here kom, en hy sal koningskap van jou lewe vat. Weet julle, kerk van die Here, daar's te min kerke, hoor nou, daar's te min kerke, en ek wil vir ons kerk vra, asseblief, moenie dat ons by daai plek kom nie, daar's te min kerke, wat die koningskap van die Here ervaar oor hulle. Kerke wat vir my sê, nee, ek het nie nodig om in tale te praat, ek het nie nodig om die Heilige Gees, mense, pastore wat dit sê, spot met 'n brabbeltaal. Here, o my God, wees ons genadig. Hoor gou, kyk gou 'n bietjie saam met my Openbaring. O Here, as ek so opgewonde raak, dan kom ek alweer net op die eerste bladsy. En 'n stem, sê 'n stem, het uit die troon uitgegaan en gesê, hoorie my broer en my suster, as jy die dag gaan hoor, hoe klink daai stem wat uit die troon uitgaan, sal jou lewe sal geskit word. Prys, sê saam met my, prys ons God, al sy diensknegte. Is jy 'n diensknegt van die Here? Steek jou hand op, sê bietjie saam met my, prys ons God. Al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. Nie wat julle wat bang is vir hom nie, julle wat hom liefhet met 'n ewige liefde, julle wat sy harte na hom toe hardloop, halleluja. En ek het iets gehoor soos 'n stem van groot menigte. O, sê vir die een daar langs jou gou bietjie iets. Sê vir een daar langs jou, as jy nog nie wakker geskrik het nie, nee, gaan jy die dag daar wakker skrik. As jy dit maak, ja, as jy dit maak, dis die ander ding. Die groot ding is, die grootheid van God is so groot. En ek, weet jy, die Here het vir my, en dit is so goed jy sê dit, my suster. Die Here sê vir my, as jy nie gaan begin ten minste ervaar en sien en bely en hoor hoe ek klink nie, gaan jy jou eendag doodskrik. Stem van 'n groot menigte, soos die geluid van baie waters, soos die geluid van sterk donderslae wat sê, kom sê saam met my, halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Ek verklaar vanmôre, my huis het 'n koning, wat ek sy koningskap aanvaar het, halleluja, en geen ander koning, geen duiwel, geen demoon, sal naby my huis kom nie, want die Here God het koningskap aanvaar. Halleluja. Oh, halleluja, prys die Here. Oh, Hebreërs 10 vers 22, ek het hom nie daar nie, het ek hom. Laat ons toetree. Hier's alles, ek gee vir jy alles goed wat jy moet doen, sodat die koning kan koningskap aanvaar. O, Here, sit 'n krekker hier onder. Laat ons toetree met waaragtige hart. So, wat moet gebeur met my hart? Wanneer jy wil hê God moet koningskap aanvaar, moet jy toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die hart deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.
O Here, ek bid dat U hierdie kerk sal skoonmaak. Ek bid dat U hulle sal roer, dat U ons sal skoon was, dat U ons sal rein maak. Halleluja. Begin saam met my bid toe. Here, ek lê dinge af wat my maak dat ek nie kan rein wees voor U. Ek lê hierdie goede af, Here. Kom was my met U wonderbare, kosbare bloed. Kom reinig my en heilig my, halleluja, om te wees wie U wil hê ek moet wees. Halleluja. Sê 'n bietjie vir die een daar langs jou, die Here kyk na my. Halleluja. Halleluja. Die Here kyk na my. Oh! Okay, so ons moet toetree met 'n waaragtige hart. Ons moet skoon wees, ons moet skoon gemaak word deur God se wonderlike waters van genade. Weet jy, die wonderlikste is wanneer die stroom, wanneer die stroom 'n fontein daar binne in jou word. Het jy al gevoel as dit 'n fontein word binne in jou, hè? Jy weet nie waar jy op te hardloop, jy so woelie binne in jou. Maar nou, kom, sê gou nou. Ek het al hierdie goed vir julle geleer, maar nou is daar soveel mense wat bygekom het, dat ek moet dit vir julle gou sê. En dis 3 dinge wat jy kan gebruik om na God te kom, na hom te nader, en wanneer jou hart opreg is. Onthou, jy kan hierdie 3 goed wat ek nou vir u gee, kan jy doen, en jy kan nie opreg wees nie, dan gaan dit niks beteken om dit te doen nie. Alright, so hierdie 3 goed is hulpmetodes om jou na God toe te gaan, maar dit begin by 'n opregte hart. Alright, so jy moet eers die opregte hart hê. Oh, ek gaan nie naby hierdie preek klaar kry nie. Die eerste woord is ek dink dis 'n Hebreëse woord. Ek het nou geskryf sonder om nou hierso, want ek het dit lank terug geskryf. Yada, sê yada. Yada. Wat beteken yada? Kan iemand vir my sê? Ek lig my hande op. OK. Yada beteken ek lig my hande op, en luister nou baie mooi. Daar's 2 metodes van yada. Kan ek gou hierso, sal jy vir my so vashou my pastoor? Baie dankie. Daar sê. Yada, die een yada is ek hou my hande so. Wat beteken dit? Help my gou. Ek prys die Here. Ek weerstaan ook die dinge wat nie na my toe kom nie. Ek stoot dit weg van my af. Ek gee ook op. I surrender all. Ek gee alles oor aan U toe. OK, so yada met jou hande na buite is dit wat ek nou vir u sê. Alright. Nou, yada met jou hande na binne. Wat is dit? Dankie Here. Ek ontvang. Ja, prys sy naam. Nog iets? Kom maar net kyk of ek nog iets hier geskryf. Ek ontvang, ek sê dankie. Ek ontvang na binne toe, ek ontvang na my huis toe, ek ontvang na my gees toe, na my binnes toe, prys sy wonderbare naam. Ja, dis eintlik maar net dit. Dis eintlik so selfverduideliking, nê? OK. So, sal u kan yada? Sê gou ek gaan gou yada. Staan gou saam met my op. Ek yada. Halleluja. Ek steek my hande op na die Here. Ek gee oor. Eerste moet U oorgee. Ek gee oor aan die koning van die konings. Ek verklaar sy koningskap is in my lewe betrokke. Prys sy naam. Halleluja. Ek stoot die dinge wat nie by my moet wees nie weg in Jesus naam. Halleluja. Vyand, jy kan nie naby my kom nie. Ek yada. OK, kom ons draai om. Draai om die palms. Oh, dankie Here. Dankie vir u goedgunstige gee in my lewe. Dankie dat u 'n God is wat gee. Ek wil hê u moet verklaar. Gee vir my geluk. Gee vir my u vrede, Here. Gee vir my dat ek nader aan u kan kom, Here. Gee vir my vrou, my kinders, my mense in my lewe, dat ons almal in vrede met mekaar kan lewe. Ek bid vir my huwelik. Gee vir my 'n wonderlike huwelik. Kom bid saam met my. Halleluja. Ek ontvang die dinge van u vanmôre in die naam bo elke naam en die enigste koning wat leef, koning Jesus. Halleluja. U kan sit. Halleluja. OK, ja, daar's ons eerste een.
Die tweede een, halal. Maar nou moet julle nie dink ek het nou 'n moslim geword nie. Halal kom van die woord halleluja. Die woord wat ek glo in my hart, verlede week het ek dit so ervaar, nee. Halal, halleluja, gaan die woord wees wat die meeste gespreek word. Ek glo ontsettend baie in die. Die woord sê dit gaan soos donderslae klink, nee. Die halleluja, prys sy wonderbare naam. Nou halal beteken prys met jou hele hart. And enter the gates of praise and thanksgiving. Prys sy wonderbare naam, halleluja. En dan as ek sê, halleluja, wat beteken ja? Yahweh, nee. So wie aanbid ek met my hele hart en my hele siel en my hele verstand? Wie aanbid ek? Yahweh. I approach God. Halleluja beteken ek approach God met my hele siel, met my hele verstand, met alles wat in my binneste is. I approach God, die Almighty, die koning van die konings. Met my hele hart. I enter the gates of thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. I approach God to receive kingship. I run to God. Ek wil hê iemand na die Here begin hardloop. Sê, ek wil na die Here hardloop. Ek wil nie weghardloop van die Here nie. Die verlore seun sê, ek hardloop na my pappa toe terug. Ek het genoeg pele en rabbies geëet. Ek hardloop terug na my pa. Run back to God. Kom terug by die Here. Halleluja. Yahweh, God almagtig. Oh, The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the people be glad, our God reigns, the Lord reigns. The Lord reigns, the Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the people be glad, our God reigns. The Lord reigns, the Lord reigns. The Lord reigns, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the people be glad, our God reigns. And the fire goes before him. Hallelujah, daar's mos nog stukkies. Fire goes before him and burns up all the enemies. My broers, as julle daar is, weet die Here is by julle. Julle onthou die Here vir sy kinders, hulle enigiets doen. The hills melt like wax in the presence of the Lord. Hoorie? Absorb. 'n berg is 'n berg hard. But it will become like wax in the presence of the Lord because heaven absorbed earth. Oh, man, hallelujah. Oh. Die derde een. So het jy die eerste twee. Toda, Yada, Halleluja. En die derde een is Toda. Toda. OK. Nou luister gou wat is Toda. Joe, maar lyk my ek gaan nou moet ophou. Toda is in die Ou Testament wanneer 'n dier geoffer is. So jy bring vir God 'n offerande.
Iets wat jou iets kos. Weet jy, ek dink die groot ding is met ons lofprysing en aanbidding, jy wil nie hê dit moet jou iets kos nie. Ek praat nie nou van geld nie, man. Die geld, die Here sê, as jy die ander goed doen, sal die gelde en goed in elk geval inkom. Die kerk gaan nooit geld nodig hê nie. So moenie dink jou geldjies gaan vir die kerk, dank die Here as hy jou gebruik, dank die Here as jy 'n instrument is wat saad in die grond wil sit, maar die kerk het nog nooit in, hoeveel 20 jaar, het die kerk nog nooit 'n sent gekort nie, want die Here is sy voorsiener. Prys die naam van die Here. Dis God se kerk die. Halleluja. So Tauda beteken in die Ou Testament 'n dier word geoffer. Die prys in die Nuwe Testament kos jou iets. Dit vat iets van jou om God te prys. Nou kom ons baie keer, nou ek is ook so. Hoor julle moet nou nie dink as ek nou hierdie boodskap bring, ek het nou gearrive nie, hoor. Nou sê die Here partykeer vir my seun, ek wil bietjie hê jy moet kniel voor my terwyl ons aanbid. Sê ek nee, Here, ek moet net nog gaan preek. Of spring so bietjie voor my. Begin 'n bietjie, nee, hier's 'n broer, ek wonder waar is daai broer wat laas week so hierso gehardloop het. Ja, lyk my te veel gehardloop, dan wil hy nie terugkom. Hardloop voor my, val voor my, juig voor my, skree Jesus voor my. Halleluja. Doen nie, Here nee, ek weet nie so lekker die Here, wat gaan die mense van my dink? Here, laat my offer opreg wees voor U. In my binnekamer, daar waar ek U loof en prys, daar waar U vir my boodskappe gee, daar waar U hart met my deel, laat my offerande vir U welbehaaglik wees. O Here, die woord sê dit styg op vir die Here. As dit nie opreg is nie, styg dit nie op voor sy troonkamer nie. Hoor jy wat ek sê? So Tauda is offer, lofoffer, prysoffer, aanbiddingsoffer. Ek wil hê, Psalm 56, moenie worry nie, ek sê daar. Psalm 56 vers 13. Op my o God rus geloftes. Sê saam met my, op my o God rus geloftes aan U gedoen. Lofoffer sal ek U betaal. Weet jy, die Here is mos goed vir U, hè? En as hy nie goed is vir jy, dan moet jy jouself gaan ondersoek, want die Here is 'n goeie God. So as dit nie goed gaan met jou nie, ondersoek jou en sê, Here, waar staan dinge in my pad, dat ek nie geseën deur U kan word nie. As jy die Here, man, afskeep, as jy die Here eenmal in 'n week net gou kom hierso 'n bietjie en so met 'n halfhartige hart kom prys, dink jy kan verwag dat hy jou seën? Laat ek vir jy, kan ek gou vir jy iets sê nie? Dis die mense wat die meeste kla. Is die wat die minste vir die Here gee en dan wil hulle hê, maar hoekom, pastoor, hoekom ek kom kerk toe Sondag? Dan sê ek van wanneer, wat se Sondag? Jy's nou 6 weke laas in die kerk gewees. Dan lyk jy soos 'n geraamte. Sorry. Want ek bedoel, jy eet nooit kos nie, jy eet nie vaste spyse nie, jy eet nie God se woord nie. So in die geeswêreld, ag dank die Here, ek sien nie net in die geeswêreld nie, halleluja. Want anders sou daar nou dalk baie geraamtes hier voor my gesit. Maar maat, vanmiddag wil ek my kossies eet. Hey. Jou magie. As jy weer vir God sê, hoekom Here? Gaan kyk eers hoekom. Gebeur dit in jou lewe. So lofprysing, my broer en my suster, gevloei uit hierdie 3 tekens wat jy doen vir die Here. Okay, so gaan doen dit. God het koningskap van jou lewe en daai opregte. En dan wil ek nou vir u ook sê, ek het baie met u die laaste tyd gepraat oor dat ons die woord moet spreek, dat ons lewe moet spreek, dat ons moet dit sê. Maar nou wil ek vir u iets bysit vandag. Jy kan nie net sê en jy's nie opreg nie. Jy kan praat tot jy blou is.
Maar wanneer jou hart nie voor God opreg is nie, beteken daai woorde ook niks nie. So die woorde wat jy spreek, moet uit 'n posisie van autoriteit wees. En wie gee vir my daardie autoriteit? Net God. Net God. So ek kan nie autoriteit spreek wanneer ek nie sy woord spreek, wanneer ek nie lewe spreek nie, wanneer ek nie spreek uit 'n man en 'n vrou wat God ken in gees en in waarheid nie. Die Here sê in Johannes 4, hy sê, ek soek die sulkes wat my in gees en in waarheid aanbid. Dis wie die Here soek. Here Jesus, Here my God, ek weet as hierdie mense hierdie preek gaan vat, gaan hierdie die grootste oorwinningskerk in die wêreld wees. Ek wil gou vir u net so 'n oomblik, sal u bietjie saam met my Sela. Wat is Sela? I pause, ek begin so 'n bietjie dink oor myself. Ek wil hê jy moet gou saam met my pause en ek gaan vir jou 'n paar woorde gooi. Is dit reg so? Passie. Hoe's passie in jou lewe? Dink bietjie daaroor. Kan jy nog opgewonde raak? Kyk, laat ek nou vir julle sê, daar's mense wat vanmôre hier sit en ons kritiseer niemand, ons wil help. Maar as jy nie weer 'n passie vir God kry nie, laat ek vir julle sê, dis hoekom mense nie meer gevul word met die Heilige Gees nie. 'n Passie. Dink so 'n bietjie nog, dink so 'n bietjie opregtheid. Dink, luister gou mooi, honger. Ek honger. Dink 'n bietjie dors. Ek honger en dors. Here. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie gaan Sela vandag, sal jy? Gaan sit so 'n bietjie by die Here en sê, ek wil 'n bietjie Sela by u. Ek wil 'n bietjie dink oor my lewe. Ek wil 'n bietjie dink oor wat in my lewe aangaan. Het ek nog enige opgewondenheid? Ek wil gou nog 'n paar woorde sê. Dal. Wat is dit in Afrikaans? Dal. Dal. Faal, dof. Dof. Het die kop al dof gevoel? Voel die baie keer, ek kan nie die mooi sien nie. Ja? Is 'n bietjie dof hier by my. Sela, sê Sela. Geen kleur in my nie. Geen lewe in my nie. Lusteloos. Geen krag. Daai twee goed wat ek nou genoem het, is jy by my? Sal jy oor hulle albei gaan Sela? Dan sê jy, Here, kyk waar is ek? Here help my. Hoor jy hoe sê hierdie? Hoor jy het ek Psalm 42 dae of nie? Maar moenie worry nie, ek het hom hier. Soos 'n hert smag na waterstroom. So smag my siel. Want ek is honger, want ek is dors, want ek is lusteloos, want ek is dal, ek is dof. Daar's dinge hier in my lewe wat ek nie van hou nie, Here. Uit hierdie goed uit te kom, hierdie plek van Sela waar ek hierdie goed bedink,
moet ek uitroep, soos 'n hert, smag na waterstrome. En broer en suster, kan ek nou vir u iets sê? Prys gaan jou uit hierdie goed uithaal. Maar jy moet begin weet wie jy prys. Jy moet weet die een wat jy prys, is waardig om geprys te word. Jy moet weet die een wat jy prys, is God almagtig. En jy moet weet die een wat jy prys, het koningskap van jou lewe aanvaar. Halleluja. Dan begin prys jou uit hierdie goed uithaal uit daai, hè? Dan gaan jy nie meer seela oor daai goed nie, jy gaan seela oor die ander goed wat ek jou gesê. Okay, nou. Prys bring altyd opwinding in my lewe. Hoorie, maar nou die groot ding is, man, en dit is my so verskriklik dat ek nou moet stop en ek moet vir julle eintlik hierdie goed sê, Here, help my. Weet jy wat, die duiwel wil prys, en ek praat nou van opregte prys en aanbidding. Wil die duiwel ten alle koste stop in jou lewe, want as hy dit gestop kry, dan is jy dal. As jy dof, dan wil jy net omval. Jy moet nog net stink. Maar wanneer die God begin prys, en nou die groot ding, en ek gaan dit net sê, want ek gaan, Edmund, sorry, ek gaan nou nog moet preek, man. Die kerk sal op 'n plek kom, Here, waar ek weet ons sal 3 ure preek en hulle sal nie omgee nie. Die kerk sal nog op daai plek kom, Here. Halleluja, halleluja. Ek wil gou vir julle net ietsie sê. Kom ons gaan net gou na, daar's wonderlike, eintlik wil ek hê julle moet nog 'n liedjie saam mee gesing het, maar ons gaan nie dit kan nou doen nie. Victory is mine. Victory is mine. God told Satan, get thee behind. Kan ons dit net nou so? Sal jy my onthou doen? Alright, okay. Alright, maar luister nou net gou ietsie wat baie belangrik is. Wanneer jy prys uit jouself, dit moet begin by jouself, jou eie liggaam. Want Dawid sê, my siel, sê bietjie saam met my siel, jy sal die Here loof. Maar op daai plek neem jy besluit, maar jy's nog nie op 'n plek waar jy werklik by lof en aanbidding kan kom wat oorgegewe is nie. Want jy sukkel nog so bietjie. Wie sukkel partykeer om te begin prys? Ja, man, okay, dankie, daar's een eerlike mens. Ek sal saam met hom my hand opsteek. Maar het julle agtergekom, wanneer jy begin om jouself vir die Here te gee en jy begin meer prys, dan begin daar 'n vloei hier binne in jou gebeur, dat dit voel of die fontein nou begin hier. Halleluja. Hy borrel, het borrel in my, want ek is so bly. Halleluja. Ag, julle moenie hierdie ding op die YouTube sit. Hulle gaan dink ek is 'n malpastoor. Dit borrel, sê dit borrel. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my vry. Maak die kerk vry, Here. Okay, nou wil ek gou, daai borrel, wil ek gou vir julle lees wat gebeur. Wat dink julle gebeur met, wanneer dit begin borrel hier binne in jou? Huh? Ja, okay, maar wie laat dit oorloop? Kan jy dit doen? Huh? Die Here skep dit. Hoorie, jy kan lofprysing begin, maar jy kan nie lofprysing in sy oortreffende trap vat nie. Weet julle wat oortreffende trap is? Dooier, doodste. Nee, dis nie dit nie, hoor. Okay, so prys is 'n besluit. Ek sê vir my vlees en my denkwyse, jy gaan die Here begin prys, man. Weet jy kan nie sonder God prys wees nie. So jy gaan hom prys, want anders suffer ek. Liggaam en siel, jy gaan die Here prys, want anders suffer Alwyn. En dan sien die Here, Alwyn wil nie suffer nie. En dan kom hy in Jesaja 57 vers 19. En dan kom die Here en hy sê, ek skep
Sê ek skep, lees aan my. Ek skep die vrug van die lippe. Wat is dit? Wat doen hierdie mond? Wat begin hy doen? Hy kan sleg praat of hy kan prys. So, en wie skep die prys? God. Vrede vir die wat ver en die wat naby is, vir julle wat ver daar gewees het. Vrede is dieselfde. Sê die Here en ek sal hulle genees. Halleluja. Die Here gaan iets in jou doen, wanneer die God begin prys, en jy gee jou liggaam en jou sielsdimensie opdrag om te begin, dan begin hy in jou gees 'n fontein losmaak, loof die Here, en daai fontein begin by jou lippe uitvloei, halleluja, en jy begin in tale praat, en jy begin die Here loof en prys, en jy begin die grootheid van God besing, en hoe groter jy God maak, hoe meer kom God na jou toe, en hy kom woon by jou, halleluja. 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 Okay, nou Hebreërs 13 vers 15. Okay, so wie het die prys op my lippe geskep? Okay, laat ons dan gedurig deur hom. Wie is dit? Jesus. Deur Jesus aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Oh! Laat ons elke 6 weke deur Jesus aan God. Kerk, verstaan julle hoekom my hart so seer is as die kerk so leeg is? Want hier is goed wat God aan ons openbaar, wat die mense net nie kry nie. Wat help het jy kry elke 6de week 'n stukkie van daai stuitjie en jy kou en jy kry niks om vir jou ekstra voeding te gee die ander 6 weke nie. Dus hierdie goed wat ek oor praat vanmôre is verskriklik, dis skrikwekkend. Okay. Ja, ek het nog baie lekker om te preek. Ek gaan nog baie preek, maar dit is nou klaar. Sê gou saam met my, Here Jesus, skep die vrug van ons lippe, 'n skepende prys, wat hier uit my binneste borrel, en oor my lippe begin vloei. Amen! Halleluja! God is groot, die Here is almagtig, die Here is koning, halleluja. Prys ons God, a overflowing of God's anointing grace. Hallelujah. Victory is mine.